Goeienaand, baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Ek glo en vertrou dat julle die vorige reeks of die dienste ook geniet het en mag die Here vir jou ook vanaand ook besonder seën. Die teksgedeelte kom uit Johannes 3, soos aangedui vers 16 tot 21, maar ek dink ek gaan daarvan af vers 15 vanaand lees om daarby aan te sluit en dan die tema vanaand is 'n passie vir verlore siele. Voor ons uit die woord van die Here lees, kom ons maak ons oë toe. O Here, baie dankie vir vanaand, dankie vir u woord. Dankie dat ons Pinkster mag vier, mag herdenk. En dankie vir een en elkeen wat hierna luister. Mag u ook so die woord vir elkeen seën wat daarna luister. Mag dit nie net seën nie, mag dit ons harte, ons verstand en ons lewens aanraak tot eer en verheerliking van u groot en u heilige naam. Dankie o Gees van God dat u die een is wat oortuig, dat u die een is wat in ons lewens werk. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek lees ons uit die woord uit. Ek lees af vanaf vers 15 soos ek aangedui het. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Dan die bekende vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom, dis Christus, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Tot so ver uit die woord van God. 'n passie vir verlore siele. 'n tema wat my mening weinig van preekstoele verkondig word. En soos ek ouer word en hoe meer ek preek, het ek besef waarom hy my gered het. Hierdie brandende begeerte het net nie bly brand nie. Die vuur in my het al sterker gebrand. Hierdie agape liefde van hom, hierdie goddelike liefde wat vervulling gevind het aan die kruis, die feit dat hy sy lewe gegee het, sy kosbare bloed wat vir ons gevloei het. Die Vader wat sy seun gegee het as volmaakte offer, want sonder bloed was daar geen vergifnis van ons sondes. Ons lees in Hebreërs 9 vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die afgelope Pinkster was dalk baie anders as wat julle dalk gewoond aan is. As jy na die temas kyk van hierdie Pinkster, dan sien en ervaar jy dit
dalk as konfronterend. Die woord van God is opbouend, dis bemoedigend, dis vol van sy liefde, van sy genade en van sy tog, en indien nie meer nie, is sy woord konfronterend, 'n tweesnydende swaard, 'n rots waarteen ek myself vasloop, 'n oproep tot bekering en om myself te bekeer, soos 2 Timoteus 4 vers 2 tot 5 ook vir ons wys, wat Paulus vir Timoteus geskryf het, wat hy aan die gemeentes moes leer. Wat hartseer is dat mense nie van konfronterende gedeeltes hou nie, en tog is dit die meer nodige in ons lewens, ek dink veral in ons dag. Konfronterend om seker te wees, as om my hele lewe aan twyfel te lewe, of in twyfel te verkeer. Petrus skryf in sy eerste brief, hoofstuk 3, vers 15, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop, die redding, die saligheid wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. So skryf Petrus ook in sy tweede brief aan die gemeentes, hoofstuk 1 vers 10, daarom broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Petrus sê dood eenvoudig, as daar twyfel in my hart en my lewe is, om seker te gaan maak, om iemand te soek, om jou te help, of in jou binnekamer na die Here toe te gaan. So vertrou ek, dat die Heilige Gees iets in jou wakker gemaak het, jou sal lei en jou sal help. Dis die hart van die evangelie. Lukas skrywe in die 19de hoofstuk vers 10, en ons het dit ook gelees, ook in Johannes 3, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Paulus skrywe in Romeine 3:23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle, en dit ontbreek ons, kan ek sê, aan die heerlikheid van God. Dis waarom die Here Jesus gekom het, en dis hoekom die Gees gekom het, en daarom vier ons Pinkster. Vanaand se tema, 'n passie vir verlore siele. Het ek nog nie baie keer oor gepreek nie, hoewel ek al in my preke daarna verwys het. Ek kan onthou, na my bekering, wat 'n ongelooflike begeerte ek hier binne in my gehad het, om mense te konfronteer rakende hulle saligheid. 'n Begeerte gehad het om mense na die Here Jesus toe te lei. Ek het baie by myself geworstel oor hierdie honger wat ek in my gehad het, om mense na die Here toe te lei, na hom toe te lei, na die kruis toe te lei. Ook so met tyd het ek besef, dat hierdie honger het hy in my geplaas. In die tyd wat ek tot bekering gekom het, was ek in my 2de jaar van teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria. Ek het geleer vir predikant. Ek het 'n boekie gelees van wyle Dr. Willie Maree, moet ek 'n dag of 'n datum hê, en wat die Gees van God my ook gekonfronteer het oor my eie saligheid. Twyfel het gekom. Hoe kan die Here dan sê, hy ken my nie? Ek was veral in my jong mens daar bloot gestel aan manne van God, predikers wat die woord van God vurig gebring het,
My eerste ontmoeting met Wyle Dominee Etienne Marits het hy by dadelik gevra toe ek hom die eerste keer ontmoet het. Ken jy vir Jesus? Het hy my gevra. Ek kan nie onthou wat ek hom geantwoord het nie, maar daar het die Gees van God reeds met my begin werk. Dis goed om jong bekeerlinge en hulle wat al reeds tot bekering gekom het, om die kerk bloot te stel aan prediking, bekeringsboodskappe en om mense rakende hulle saligheid te konfronteer. Mense die woord te leer, 2 Timoteus 4 vers 2 tot 5. En ek lees graag vir julle die gedeeltetjie wat Paulus aan Timoteus geskryf het. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wenk. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Om hierdie liefde vir verlore mense, selfs my vyande, vir hulle bekering te bid, ja, meer nog. En ons as kerk, as gereddes, kan en moet bid, sonder ophou, om hulle aan die Here op te dra, want dis elkeen deur sy genade, dis alleen deur sy genade, dat hy mense oë en ore kan open, om te hoor en te kan sien. En sodoende tot inkeer te kom. Ek wil graag vir julle 'n kosbare gedeelte uit Korintiërs uitvoorhou wat Paulus geskryf het. En ek lees vanaf 2 Korintiërs 4 vanaf vers 1 tot 4. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons nou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend. En beveel ons self so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die deel van God is. Om sodoende tot inkeer te kan kom, lees, het ek vir julle 2 Korintiërs voorgehou, wat Paulus beskryf het van hulle wat verlore gaan, se verstand, wat deur die god, dis die duiwel van hierdie wêreld, verblind word. Judas skryf in sy brief, 'n kort brief wat hy geskryf het, vers 22 en 23, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Met ander woorde, die blootstelling wat gelowiges by prediking kry, oor bekering, hierdie absolute belangrike saak, wat hartseer is om te sê, in min kerke gepreek word. Wat ook baie belangrik is dat bekeerlinge die blootstelling kry van evangelisasiedienste, waarby die mense die uitnodiging kry om hulle saak met God reg te maak. En in hierdie dienste, dat gelowiges sal bid vir pas bekeerdes, en hulle sal intrek in die gemeenskap van gelowiges.
Wat 'n volgende belangrike punt is waarby ek graag wil kom, is dat Christus toe hy vir sy disippels die groot opdrag in Matteus 28 vers 18 tot 20 gegee het, wat gesê het, gaan uit en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil graag bietjie stil staan by die woord disipel. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat volg, is 'n volgeling. 'n Disipel is ook iemand wat geleer het van sy meester. Hy is 'n navolger van sy meester. So ook is 'n disipel een wat geleer het by sy meester. Dus sy meester sal navolg in alles, in lewe en in voorbeeld, en dit onderhou wat hy geleer het. Wat ek graag wil hê julle moet hoor en verstaan, ons maak nie net bekeerlinge nie, mense wat maar net as babas in die geloof bly. Nee, ons maak disippels, mense wat volwasse word in hulle geloof, sodat hulle daders word van God se woord en aktief deel word in die uitbreiding van God se koninkryk. 'n Wesentlike belangrike faktor is gebed, en ek het al by vele kere dit genoem. 'n Biddelose kerk doen sonde. Daarom moet ek en jy ernstig en vurig bid tot die Here, dat die Here die kerk sal oproep om meer te bid. Die vraag wat ek jou nou wil vra is, hoekom moet ek 'n passie hê vir verlore siele? Ek kan mos net bid vir hulle. Onthou jy jou bekering toe jy tot bekering gekom het? Bid is belangrik, maar so ook die daad by die geloof. 'n Disipel is tog daders van die woord, doeners van die woord. Skryf Paulus nie in Romeine nie, ons is uit genade gered. En God wil hê dat ons ook die genade wat ons ontvang het, ook aan ander wil hy dit bewys, en hy gebruik vir my en jou as mens. Dink mooi hieroor, verniet het ons die ewigheid ontvang. Daarom moet ons die evangelie uitdra. Ons moet gehoorsaam wees aan sy opdrag. Jy kan dalk vir my sê ek is bang om te praat. Dan wil ek vir jou sê, daar's straptaaitjies, en daar waar julle in die weste van Pretoria bly, daar in Pretoria Wes, in Christoffelstraat, is daar 'n plek met die naam van All Nation Gospel Publishers. Daar kan jy traktaatjies gaan haal en 'n donasie vir hulle gee. Sy passie wat hy aan die kruis gehad het vir verlore mense, gaan my en jou dryfveer wees. En in hierdie gewilligheid groei ons, dien ek en jy in dankbaarheid. Ek onthou as jong mens, daar in Pretoria Wes, toe ons koffiekamer woensdae aande uitgegaan het saam met Dominee Etienne Marits, na huise en woonstelle om die evangelie uit te dra, om mense te bereik wat glad nie meer in die kerk kom nie, om die woord, die hoop, die evangelie na hulle toe te bring, om hulle te waarsku as hulle nie hulle saak met die Here sou regmaak nie. Ek onthou ook in daardie tyd het ek die EE3 kursus gedoen wat baie van julle ken. Sodoende het ek al meer vertroue opgebou om die evangelie uit te dra. Meer ek as kind van God gehoorsaam en bereidwillig is om die evangelie uit te dra, hoe meer sal die Gees my lei. Mense, dit gaan eenvoudig oor gehoorsaamheid. Die vrymoedigheid gee om met die Here se liefde uit te reik na 'n verlore gaande wêreld. Hierdie gaan nie oor konfrontasie as sulks sonder liefde nie. Hierdie gaan oor konfrontasie omdat ek omgee oor 'n ander een, omdat die Here se liefde my dryf tot dit.
Soos ons teksgedeelte ook daarna verwys, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek onthou, toe my vrou nog in Rosslyn gewerk het, en ek kan in die middag en die oggende werk toe gevat het, maar veral in die middag, het ek daar met swart mense by die robotte gepraat, wat goed gekoop het, en daar was een besonderse jong swart man, wat graag met my gesels het, of met my kon gesels het, en ek het later aan om in sy eie taal 'n traktaatjie gegee, en so met tyd het ek gesien, hy kom nie meer nie, en na maande, toe sy eendag weer, daar by die robot, en hy vertel vir my, van die traktaatjies wat ek vir hom gegee het, het hy die Here Jesus gevind, en dit het sy hele lewe verander. So as ek bang is om die evangelie met mense te praat, ek het nog nie die vrymoedigheid nie, dan is daar traktaatjies. Soos ek groei in die geloof, so leer ek ook om te onderskei. Ek en jy is die saaiers, die saad is God se woord, ons moet net gehoorsaam wees om te saai. Die een punt, die een plant, die een maak nat, maar dis God wat laat groei. Dis hy wat die nuwe lewe gee. Dis ons opdrag en dis ons roeping, kind van God, kerk van die Here Jesus. Ons moet gehoorsaam wees. En dis wat ek vir julle ook graag vanaand wil sê. Dis hoe mense weer terug gaan kom in die kerk. Is dat daar weer mense tot geloof, tot bekering, tot inkeer, tot terugkeer sal kom. En dit begin by my en jou, kind van God. Mag hy in hierdie Pinkster jou weer 'n ywer gee vir sy koninkryk. Ek en jy is tog immers koninkrykswerkers. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, al het ek nie 'n gehoor voor my nie, maar die voorreg om met die liggolwe, met syngolwe die woord, die evangelie uit te dra, gee dat hulle wat vanaand die woord hoor, dat U hulle harte en hulle lewens sal aanraak, ook hulle wat op ander tye hierna sal luister. Gee dat U hierdeur verheerlik mag word. Here, gee dat die Pinkstergebeure, soos die Paasgebeure, ons weer opnuut mag herinner aan dit waarvoor U gekom het. Dat ons sal uitreik na 'n verlore gaande wêreld, dat ons mense sal opsoek wat kerkloos geword het, om hulle weer met die evangelie te bedien, sodat hulle wat onsekerheid of in twyfel verkeer het, sekerheid mag vind. En hulle wat in die vuur is, dat ons hulle uit die vuur mag ruk. Gee vir ons U hart, Here, ons U kinders. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Mag julle 'n geseënde aand hê, en ek sluit af met die seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.